Goeiemôre, dit is maandag 27 Januarie 2025 en julle is saam met Amelia Botha op Lekker Koffiedrink program en ek verwelkom elkeen van julle vanoggend. Dit is 'n heerlike dag buite. Ek sit hier op my plekkie hier op die stoepie buite en dit is so, ag jy hoor die voeltjies sing en alles is so rustig om jou. En ek wil vir julle sê baie welkom vanoggend in die program. Ek wil môre Welmarie en Rietjie, môre Irene, Estria, ek het woord vir jou, so jy moenie afgaan nie asseblief. Ek het vanoggend baie vir jou gebid, so moenie afgaan nie asseblief. En ek wil ook vir julle sê, ek is vanoggend opgewonde oor ons woord, my woord wat ek met julle wil deel. Dit is maar goed wat ek self deur is en dit het my baie gehelp om deur alles te werk. Hallo Renier, Eileen, goeiemôre, Ricardo, goeiemôre. Dit is lekker om jou te sien. Shamaine, ek bly jy's op. Eers 'n slukkie van my koffie vat. Môre Henry, ek is excited om julle te sien. So, verskoon my 'n bietjie, ek het nog bietjie bronkietes. En ek het beloof my dogtertjie, ek sal pers lipstiek opsit vanoggend. Sy het vir my opgesit en ek het nou gesê ek sal nie dit afhaal vanoggend nie. So, voor ons begin en ek sê vir julle almal môre wat aanlyn kom, wil ek heel eerste net vir my skoonsussie Ria Douglas gelukwens met haar verjaarsdag. Ria, mag dit vir jou 'n baie mooi jaar wees. Mag dit vir jou 'n jaar wees van groei. Mag dit vir jou 'n jaar wees waar geluk altyd sal wees, waar daar is. Ek bid dat God se seën oor jou kom. Jy is deur so baie, jou ma verloor, jou pa verloor, jou boetie verloor in so kort tydjie. Maar jy staan as 'n sterk vrou. So Ria, ek wil vir jou sê baie geluk met vir jou verjaarsdag en mag dit vir jou 'n wonderlike jaar wees. Vir jou, jou dogter en jou man. Amen. Môre julle almal, Madeleine van die Kaap, môre Claudine, Jolandi, Eileen, môre. Ek wil julle nie lank ophou nie. Ek wil begin. Dankie. My perslipstiek is royalty en mag die Here net vir my royalty woorde gee vanoggend. Môre Johan, môre Neil. Ek is opgewonde om saam met julle te wees. Baie opgewonde. So ek wil begin deur dankie Shamaine, dankie Karen. Ek het wil met julle deel oor wat ek wil herhaal eintlik. Ek wil met julle deel dat wat is geloof? Wat is geloof? En ons het dit al bedien. Ons het, maar ek wil dit weer vir jou sê, wat is geloof? Geloof is nie 'n besluit nie. Geloof is ook nie 'n gevoel nie. Geloof is ook nie 'n aksie nie. Geloof is ook nie 'n emosie nie. Geloof is 'n ontdekking van hoe kosbaar jy vir God is. En dit het my ongelooflik lank gevat om dit te kon verstaan. Geloof is absolute ontdekking van hoe kosbaar jy in God se oë is. En ek weet dit gooi jou hele religion de mekaar en ek love it. Want jy moet uit religion uitkom en jy moet kan besef hoe belangrik jy in God se oë is. En dis hoekom ek vir julle Psalm 34 vers 4 gee vandag. Ek wil graag hê julle moet dit gaan deurwerk en dit doen vir hierdie week en vir my kan terug bietjie vertel Vrydag as ons op is, hoe het dit gegaan? So Psalm 37:4 sê, verlustig jou dan in die Here en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. Ek weet, dit is ongelooflik moeilik om te sê, weet jy wat, nee, verlustig jou in die Here as jy skuld het om te betaal, jy het 'n kind in die rebellie, jou huwelik gaan nie goed nie, alles om jou is in chaos. Maar die woord sê tog,
verlustig jou in die Here. Annette en Kobus myntjie, julle moet nie afgaan nie, ek het woord vir julle, asseblief, en ek gaan net met julle 'n paar goedjies deel. So dit is, daai geluk, daai werkwoord is 'n aksie wat jy moet neem. 'n Aksie is om meer as net vrolik te wees en gelukkig te wees, omdat God in jou lewe is. Dit gaan oor die aksie om lank genoeg in God se volle bewusheid, om in God se teenwoordigheid te wees en die volheid van sy karakter dan te kan geniet. En dit is nie maklik nie. Ek wil vir jou sê, dit is glad nie maklik nie. Maar ek het geleer en ek moes leer om hierdeur te werk. En die eerste ding wat ek geleer het is om vir God tyd te maak. Om goed wat rubbish is in jou lewe uit te sorteer. En nie advies van almal wat saam met jou 'n pad stap te vat nie. Want daar is baie jaloesie, baie jaloesie daar buite. Skryf van al hierdie rubbish, soos wat Paulus sê, kry die rubbish uit jou lewe uit. As jy baie storieboeke lees, kry dit uit jou lewe uit. As jy baie TV kyk, begin selektief jou TV-programme uitsorteer. Want ek moet vir julle sê, ek het die tennis geniet, en Novak is natuurlik my hero, en ek was bitter hartseer toe hy met 'n besering af is, en Sinner is nou nie my gunsteling tennisspeler nie, maar ek moet vir julle sê, ek het die tennis geniet. So, maar ek gaan nou nie heeldag voor die TV lê nie, so ek het selektief, kyk ek na programme, en ek wil ook vir jou sê, raak ontslaaf van mense wat toksiek is in jou lewe. Raak ontslaaf van hulle, want hulle saai negativiteit in jou lewe, en dan word jy negatief. En onthou, al die woorde wat jy vat, vorm 'n saad in jou baarmoeder. You need to rise above all negative talk and negative friends, get them out of your life. En dan moet ons, voordat jy daai deurbraak kan kry, om jou te verlustig in die Here en aan jou gee, die begeertes van jou hart, jy moet ophou mense kritiseer, en mense te judge. En dit is 'n moeilike een, want jy sê, ons gebruik daai verskoning, jy's ek onderskei. Jy lieg, jy onderskei nie, jy judge. Jy kritiseer mense. Jy maak jouself moeg. Jy maak jouself moeg, want jy het fights in jou kop. Jy wil weet hoe jy hulle gaan uithaal. Jy wil sê, hoe gaan ek, as ek voor daai ou staan, hoe gaan ek daai ou uitsorteer? Jy maak jouself moeg. Jy highlight net die flaws in mense se lewens. En ons moet stop daarmee. Stop daarmee. Want ons as kinders van God, as jy uit religion uit is, en jy is in 'n verhouding met God, dan gaan dit om God se kinders te bou, te stig en bemoedig. Ag, Jessie, weet jy wat nie, dit is tog so moeilik, want ek het eintlik nie uit tyd vir daai ou nie. Niemand het gesê jy moet saam met hom koffie gaan drink nie. Hou net op, kritiseer. Bly net stil, shut up net vir 'n oomblik. In jou lewe en begin in jou eie lewe werk. En ek moes dit doen. Ek moes rarig dit doen. Ons moet begin kompassie kry vir mense. Ons moet passie kry vir mense. En ek wil vir jou sê, dat jy gaan moet op 'n punt kom, waar jy gaan, you need to rise above all those negative thoughts. En jy gaan ook op 'n moet stop, om jou probleme in jou kop oor en oor en oor te sê. En jy moet 27/4 moet jy ophou om jou probleme oor en oor en oor en oor en oor te herhaal. Want jou kop gaan raas, jy sal van jou kop af raak. Luister na die Heilige Gees. Sif alles deur jou verstand. En wees dankbaar vir wat God alles vir jou gedoen het. Jou week, jou liedjie vir hierdie week, gaan jy soek. En jy gaan die hele week sing, It is well with my soul. Want jy gaan daai declaration, as jy hier wil wen, gaan jy daai declaration moet maak. It is well with my soul. Hoekom kry jy nie 'n deurbraak nie?
Dit is 'n deurbraak is nie om meer te doen nie. 'n Deurbraak is nie om nog meer goed te doen vir die Here, nie vir die kerk en vir al daai goed nie. Dit is om te los en te laat gaan goed wat jou keer. Dit is wanneer jy 'n deurbraak kry. Is om goed te los en te laat gaan wat jy 'n deurbraak kry. Ons ken almal die Hebreëse kalenderjaar van julle wat verlede jaar was dit die jaar van die deur en ek lees nou die aan dat hierdie jaar is die jaar van die window. Maar ons weet ook dat Christus is die deur. Maar jy klou so vas aan daai deur om oop te gaan dat jy mis die opportunity, the window of opportunity that God is going to give you. So hierdie is die jaar van die venster. Moet ek deur 'n venster klim? Nee, dis die jaar wat God vir jou die venster van dit sal gee, van 'n posisie sal gee, iets sal gee, maar jy moet die knop los. Hou op om die deur oop te fokus, want Jesus is die deur. But there is a window of opportunity that you cannot miss this year. Because last year it was the year of the door. And this year is the year of the window of opportunities. So you need to become still before the Lord. Spend time with Him. Release daai deur se knop. Laat gaan die deur, want Jesus is die deur. Maar hy het vir jou 'n opportunity, 'n window of opportunity wat hy het vir jou. Stop dit om almal te please. Asseblief, jy sal nooit in jou hele lewe almal tevrede stel nie. Almal gaan van jou skinder, love it. Almal gaan jou kritiseer vir jou ministry. Maar as jy kritiseer, wil ek vir jou sê, wonder wat doen jy vir ministry? As mense jou kritiseer en sê ja, maar jy, dan sê jy, ag weet jy wat, nee, wat van jou? Wat doen jy om die lewe vir mense om jou gemaklik te maak? Criticism is deel van jou ministry. Raak asseblief rustig daaroor en maak vrede daarmee. Mense gaan nie van jou hou nie. Daar's mense wat niks van jou gaan hou nie. Dit is nie jou probleem nie. Dit was lank jare my probleem. Dit sit jou in verwerping. Dit sit jou in ek is nie goed genoeg nie. Dit sit jou in depressie. Dit sit jou in goed dat jy na 'n sielkundige toe moet gaan want jy het nou 'n victim geraak. Dit is jou kop wat raas. Al wat jy moet doen en dis 'n burn-out. You need to let go. Let go. Stop om almal te wil please. Asseblief, stop om almal te please. Jy sal nooit almal tevrede stel nie. En die struggle, en weet jy wat bring dit? Dit bring struggles. Dit bring depressie, negativiteit. You don't need to live by your emotions. You need to live above them. En dit is hoekom ek vir jou sê, wat is geloof? Geloof is om 'n ontdekking te hê van wie jy is in Christus. En hoe lief is hy vir jou. En hoe kosbaar is jy vir God. Dit is die waarheid. En daai is 'n hele mind shift wat jy moet kry vir 'n deurbraak. Jy moet verander op hierdie program. Ek wil nie hê jy moet net luister en sê ja, dit was oulik. Nee, hierdie program is vir jou om te verander. Wat is geloof? Dis nie 'n besluit ek is nou in geloof nie. Dis nie 'n gevoel, hier gaan dit nou deur my nie. Dis nie 'n aksie om meer te doen vir God nie. Dis ook nie 'n emosie van ek is hoendervleis nie. Dit is 'n ontdekking van hoe kosbaar jy in God se lewe is. Daarom pas Psalm 37 vers 4 in, om te sê, verlustig jou in die Heer. En al hoe jy jou kan verlustig, is om religion uit die pad uit te stoot, en die verhouding met God te kry, om in sy absolute teenwoordigheid in te kom, en te besef, dat God se karakter is net goed. God is vir ons net goed. Hy kan nie vir ons sleg wees nie. Hy is vir ons net goed. Dink aan al die dinge wat hy al vir jou gedoen het.
Hou op om 'n victim-mentaliteit te hê, asseblief. Hoe meer victim-mentaliteit jy het, hoe minder kan jy vir mense bid om gesond te word, hoe minder het jy tyd om te profeteer, hoe minder het jy tyd om die Here se werk te doen, hoe minder het jy tyd en jy gaan spyt wees later. Vra vir my, ek praat hier goed van wat ek deur is. Jy gaan later bitter spyt wees, dat jy tyd gemors het aan mense se twak. So jy stop dit nou. Jy stop dit. Jy roep daai vryheid van God in vanoggend oor jou. Want daai vryheid gaan vir jou laat besef hoe kosbaar en hoe belangrik jy vir God is. God is vir ons net goed, julle. Hy is vir ons net goed. Amelia, jy verstaan nie, ek het nie kos in die huis nie, ek het nie dit nie, ek het dit nie. Nee, jy verstaan nie waardeur ons is nie, en ons nog gaan. Maar ek staan op God se woord. Ek staan op dit wat hy beloof het. Hy sê, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Maar ons moet tyd spandeer met hom. Ons moet op 'n plek kom waar God eerste is in ons lewe. Ons moet tyd maak vir hom. En ons moet uit hierdie religion uitklim wat sê, God worry net oor party mense en nie oor my nie. Jy sien, dis hoekom jy nie weet wat is geloof nie. Jy weet nie wat is geloof nie. Jy's kosbaar, Jonita, jy's kosbaar vir die Here. En I love you net soos wat jy is. Net soos wat jy is. So ek wil vir julle sê, onthou dit nou vandag, en jou liedjie gaan wees, It is well with my soul. Dit is wat jy gaan sing hierdie hele week, want jy gaan oor jouself verklaar, dat dit goed gaan met jou siel. Hoekom met jou siel? Want dis jou kop wat raas. Dis jou kop wat negativiteit is. Dit is jou kop wat vir jou sê, dit is jou kop is die mekaar. En jy is nie. Jy is geskape, siel, gees en liggaam volmaak, soos wat God jou wil hê. Jy sien, ek wil vir julle iets sê vanoggend. Die vyand het nie 'n saak met jou nie. Hy worry nie oor jou nie. Weet jy wat soek hy? Hy soek die saad wat in jou baarmoeder lê, van wie jy is in Christus, om dit uit te kan haal, dit te vernietig, dit te kan aborteer, sodat jy nie in daai oorwinning kan leef nie. Die vyand worry nie oor jou nie. Niks. Hy sal jou doodmaak as hy kan. Hy sal jou in depressie bring as jy kan. Want jy sien, hoe meer jy in emosionele goed vasgevang is, kan die saad wat in jou geestelike baarmoeder is, nie groei nie. So kan dit asseblief vrugbaar was. Onthou julle, ek het vir julle gesê, when Mary heard the word was conceived. En ek wil vir julle sê, vanoggend wil ek vir julle sê, when you hear this word this morning, you will be conceived with ministry. You will be conceived with victory. You will be conceived with an anointing on your life that people will say, who is that woman or man? You will be conceived. That is why you need to find out who you are in Christ Jesus. En jy moet dit uitvind. En hierdie program moet jou verander. Jy kan nie dieselfde bly nie, want dan gaan jy in religion bly. So hou nou op om vir jouself jammer te wees. Ek gee vir jou van hierdie goed, it is well with my soul. En ek sê nou vir julle, as julle hierdie liedjie 24/7 speel hom, dan gaan dit later wees, it is well with my soul. Want jy proklameer al die negatiewe goed uit oor jou lewe. In die naam van Jesus Christus, die Seun van die lewende God, spreek ek dit oor jou uit, dat die vyand, Jolandi, hy het vir almal van julle mag geen autoriteit oor die saad in jou geestelike baarmoeder nie. Yes, Linda, it is not for sale. It is not for abortion. It is well with my soul, because the word of God, as from today, there will be no abortion in the spirit of the word that God gave you. There will be no abortion of anything that God gave you, your vision, your mission, your ministry, your anointing. Nothing will be aborted after today. You need to trust the Holy Spirit
Die woord van God sê vir ons, die Heilige Gees is die comforter, die counselor, the strengthener, the standby. He's everything that we need. So whenever you've got a problem, go to the Holy Spirit and say, Holy Spirit, weet jy wat my kom beros 'n bietjie? Ek verstaan nie nou hierdie goed mooi nie. En gee vir die Heilige Gees kans om jou te lei. En dan gaan hy dalk vir jou sê, sing weer 'n bietjie, it is well with my soul. Want geloof is geen emosie nie. Proklameer wie jy is in die Here. Goed, ek wil vir Annette en Kobus Myntjies. Kyk, ek wil net weet of julle op lyn is nog, asseblief. Sê net vir my, ja, ek is op lyn. Annette en Kobus Myntjies, asseblief. Yes, nothing will be aborted. Jolanda, jy is reg. Niks nie. Niks gaan abort meer nie. Niks. Ek's klaar. Alles, jy gaan geboorte gee. Aan mekaar, proklameer dit. Dis reg, Claudine. Proklameer dit. En julle sal sien, hoe gaan God vir julle nuwe goed doen. Nuwe geboortes. Jou ministry gaan blom. Want jy gaan weet, jy gaan dit met in geloof staan, want God wil jou gebruik. Hoe awesome jy is, wil God jou gebruik, om te kan, laat jy kan besef, hoe kosbaar jy is vir die Here. Goed, ek kry hom nou nie, maar Estresia Venter, is jy op? Ek het nou die name gekry. Estresia. Annette en Kobus, julle is daar. Okay, awesome. Annette, ek wil vir jou sê, vanoggend, toe ek jou naam sien, jy en Kobus, wil ek vir jou sê, ek ervaar julle het 'n awesome huwelik. Annette, jy het 'n awesome man, jy het 'n pragtige man, jy het 'n opregte man. Die Here het vir jou regtig die mooiste man gegee. Ek dink hy's so 'n bietjie stout en bietjie humoristies, maar hy is 'n man van sy woord. Hy haar dit as mense vir hom lieg. En Annette en Kobus, ek wil julle bless vanoggend met ministry, wat God vir julle gaan oopmaak, meer en meer. Daar kom ministry wat julle met huwelike gaan doen. Daar's ministry wat julle gaan doen met, en Kobus, ek wil bietjie met jou moan, want jy gaan hande op die siekes lê, en hulle gaan genees. So Boeta, jy moet op daai punt kom, waar jy die Here roekeloos vertrou, en jy en Annette, Kobus, het die Here al roekeloos meer as een ding vertrou. So ek wil julle seën, en julle somme hier salf vir 'n awesome huwelik, want julle het 'n baie mooi huwelik, en ek wil julle bless vanoggend, om vir julle te sê, go, en gaan verkondig die evangelie van die Here. Okay, Estresia, jy is so profetiese vrou van die Here. So profeties. Die Here praat met jou met soveel liefde. Ek kyk na jou naam, en dan, ek weet nie wat jou naam beteken nie, maar elke keer is ek Estresia, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, sien voor my, dan sien ek hierdie profetiese vrou, wat dans, wat in die lig is die heeltyd, wat in 'n ballerina rokkie loop, wat die hart van God verstaan, wat dit kan neerskryf en plak in boeke, want ek sien, hoe sit jy byvoorbeeld in 'n gemeente, en jy kyk na iemand wat se lewe nie lekker is nie, en ek sien dat jy, ek weet nie of dit 'n prentjie is wat jy teken of 'n woord wat jy skryf nie, maar ek sien dat jy sommer net begin 'n potlood vat, want ek sien potlood by jou, en jy skryf of teken of doen iets met 'n woord, en jy gaan bless haar daarmee. Jy het 'n ongelooflike bittermooi profetiese bediening, en ek sien dat die gentleness waarmee die Heilige Gees met jou werk, is so mooi. Ek is skoon jaloers, want jy het so gentleness met die Heilige Gees, en hy met jou. Jy is so 'n gentle vrou. En weet jy waaroor is ek baie dankbaar? Ek's baie dankbaar dat jy nooit geluister het vir negatiewe goed nie. Nooit geluister, en jy het in vergifnis geloop jou hele lewe lank. Jy ken vergifnis, en die Here wil hê jy moet bly in vergifnis loop,
en leer ander mense ook hoe om in vergifnis te loop in Jesus naam. So ek wil hoor of Rina ook op is vanoggend. Ek het gesien, maar ek weet nie of Rina op is nie. Rina se dogter is nou in Dubai. Sy het vir haar gaan baie sê, sy is 'n juffrou nou daar in Dubai. Maar ek wil vir Rina, vanoggend sê, Rina, baie mense vat jou nie ernstig op nie. Baie mense dink jy's maar net Rina. En jy word baie misbruik, Rina. Baie misbruik, nie in die area van jou werk nie, maar in die area emosioneel. En ek wil vir jou vanoggend sê dat ek sien 'n boom met bloeisels. En ek sien hoe die bloeisels dwars deur die jaar net bloeisels is. Dis net bloeisels. En die Here sê die vrug sal kom. Die vrug sal kom, maar die bloeisels gaan 'n rukkie bly, maar die vrug sal kom, want die Here het vir jou gesnoei, Rina, verlede jaar, dat jy net so 'n ou stompie was, en nou kom die bloeisels uit, en dit is so mooi, en ek wil jou bemoedig, om vir jou te sê, Rina, geniet hierdie bloeiseltyd in jou lewe, want die Here gaan vir jou baie, baie mooi goed doen, baie diep goed, ek moet vir jou sê, Rina, baie diep goed, baie the revelations, ek sien dat die Here ook baie religion uit jou lewe uitgevat het, en ek sien hoe kom hierdie bloeisels, en het bring nuwe revelations wat jy met ons gaan deel. Rina, jy is regtig 'n baie, baie kosbare mens. Ek weet nie of Heidi Leroux op is nie, Estria se plesier, ek hoop jy vat die woord, ek hoop het maak vir jou bietjie sin. Ek weet nie of Heidi Leroux op is nie, maar ek wil vir Heidi sê, Heidi, ek sien 'n draaipunt in jou lewe. Ek ervaar regtig 'n draaipunt in jou lewe, 'n hele draaipunt. Ek sien regtig van noord, weer na noord toe. Ek sien hoe voltooi God die sirkel. Jy was in 'n groef gewees vir jare. Onthou jy, ons het nog die plate gekry en dan haak die plaat vas oor en oor en oor en oor. En ek sien dat jy in daai groef was vir lank. Maar dis asof die Here jou nou uit die groef uithaal, Linda Maree. En die Here sit jou op 'n nuwe pad, waar hy absoluut vir jou paaie gaan oopmaak, en die Here gaan regtig jou gebruik. Hierdie is 'n keerpunt in jou hele lewe. Daar's jy, Hilda, en ek wil vir jou sê, is dit Hilda Leroux? Dis Hilda Leroux, sorry Hilda. Sorry Hilda, daar's jy. En ek wil ook vir jou sê, Hilda, dat daar regtig daai draaipunt is in jou lewe. Jy gaan 'n baie, baie diep verhouding met die Here ervaar, Hilda. En ek voel dat die Here sê, jou tyd het gekom. Jou tyd het gekom. Jy gaan uitgeruk word uit religion uit. En jy gaan ingeruk word in geloof in. En jy, Hilda, gaan vir mense vertel wat is geloof. Want jy gaan in die volgende 4 maande, gaan die Here vir jou openbaar. Hoe lief is hy vir jou? En hoe wil hy jou bederf met sy liefde en sy toenadering? Dit is wat ek het vir jou. Ek weet nie of is nou Rousseau. Ek weet nie om jou naam uit te spel nie, maar sorry. Jy sê dit applies met jou ook. Ek wil vir jou sê, jy is op 'n groter pad, 'n ander pad. Jy was lank genoeg op 'n grondpad, nou Rousseau. Ek sal maar dit sê. Jy is op 'n pad wat lekker grondpad was, maar ek sien jy het lekker tekkies aangehaat, jy kon lekker beweeg, jy het 'n tyd gehad waar jy geval het, seer gekry het, opgestaan het, maar die Here sê dat jou tekkies was die regte tekkies. Dis 'n tyd wat jy moes deurgegaan het, maar jy's bo oor klippe en jy's bo oor die berge en af met die berge en op met die berge. En die Here sê hy sit nou jou voete, sit hy in lekker lou water, want die volgende skoene wat jy gaan aantrek, gaan skoene wees om te bedien. Ek wil met jou raas vanoggend, want weet jy wat, jy besef nie hoe kosbaar jy is nie. Jy besef nie dat die Here jou wil gebruik nie. En ek wil met jou raas vanoggend. Ek wil vir jou sê,
kom op daai soutwatertjies wat die Here jou voete insit, trek 'n nuwe skoentjies aan en hardloop vir die Here. Gaan geniet dit wat jy moet doen vir die Here. Amen. Hilda, ek is bly jy die woord nodig gehad. Weet nie, maak dit vir jou sin nie, maar jou draaipunt is hiersom. Dis baie as 'n draaipunt. Môre Linda, home duty. O, jette, dis home duty hierso is ook hierso. Ja, Jolanda, dankie. Dis mooi. Woorde is skoene van bediening. Ek is opgewonde oor daai. Ek weet nie of Graham op is nie. Graham Lewis, ek weet nie of jy op is vir oggend nie. Ja nee, kyk, ek het ook tekkies aan vir Jesus. Ek moet vir julle sê, ek het tekkies aan vir Jesus. En ons moet hardloop. Daar's nie tyd vir hoekskoentjies nie. Daar's nie tyd nou vir enige iets anderste nie. Ons moet nou net hardloop vir die Here. Ek dink die Here sit al daar en sê, ag asseblief, kan iemand tog net bietjie bykom in die lewe. En ek wil bykom in die lewe. So die Here help ons daarmee. Okay, Graham, ek gaan in elk geval vir jou die woord gee. Graham, ek sien dat jy deur 'n baie seer tydperk kom in jou lewe. Ek sien dat jy ook 'n baie deur baie verraad is deur die lewe. En jou vergifnis na mense toe is baie awesome. Dit is 'n baie awesome gewees. En ek wil vir jou dankie sê, dan jy het regtig die aard van vergifnis bemeester, en daar gaan jy kan vir ander mense ook leer hoe om te vergewe. En ek wil dit vir julle almal sê vandag. Jou wonde, jou seer, jou betrayal, jou kop, alles hou jou in bondage, dat jy nie kan voortgaan nie. Maar ek wil vir jou sê, elke skaar wat jy het, gee jou autoriteit. En dit is hoekom baie Ekskuus, ek het bietjie bronchitis, maar ek is amper gesond. Ek wil ook vir jou sê dat jou wonde hou jou in bondage. Hoe meer jy aan jou wonde krap, van iemand het my seer gemaak, of ek is deur baie goed, of ek is deur betrayal, of ek is deur goed wat nie vir my lekker was nie, en die Here het my gelos. Ag, weet jy wat nie, kom net oor dit. Kom oor dit. Breek vry, Luzaan, dis reg. Breek vry. Spandeer tyd. It is well with my soul. Psalm sê, verlustig jou in die Here hierdie week. Ek wil vir jou challenge, want hierdie jaar is 'n jaar, as jy nie luister nie, gaan goed so vinnig om jou gebeur. Nelda, jy het dit nou gesê. Goed gaan so vinnig om jou gebeur. It's going to be a sudden word. It's going to be suddenly. En dan sit jy nou nog met wonde. Girl, meneer, jy het skaars. Van vandag af kyk jy na jou skaars en sê, ek haal nou elke ou pleistertjie af, en elke salfie, kom in die son van die heerlikheid, kom in die teenwoordigheid van die heerlikheid, dat die Here jou gesond maak, en dat jy 'n skaar kan hê, want elke skaar wat jy het, wys dat jy autoriteit gevat het oor jou wonde. Hou op, Annetjie, dankie, hou op om aan jou wonde te vat, want dit kan nie genees nie. En hou op, laat jou kop vir jou dit vertel. Dis hoekom ek vir jou almekaar sê, hierdie moet jou verander. Hierdie moet jou verander. Hierdie hele programme wat ek begin het, is om, al is dit een mens om te verander, een persoon. Verander net asseblief. Breek vry. Kom vry. Los jou nonsens. Begin lewe in die teenwoordigheid van die Here. Maak tyd vir hom. Hou op goed doen wat nie jy moet doen nie. Hou op om oor ander mense te worry. Hulle worry nie rarig oor jou nie. Maar vat en hardloop. Trek jou tekkies aan en hardloop. En jy wat gereeld is op hierdie program, jy het van vandag af tekkies aan. Daai tekkies gaan jou laat hardloop. En jy gaan rise and shine. Dankie Teresa. Sodat die lig van die Here afkom. Vat so en sê, ek trek elke pleister af. Trek jou pleisters af. Trek elke pleister af. Trek af, trek af, trek af. Trek af en sê, Here, kom die son van geregtigheid. Kom skyn op my, laat ek asseblief net son kry. En laat ek gesond word. En kyk my skaars. Kyk hierdie skaars. Kyk hierdie skaars. Yes, I've got authority. Because I won that battle.
over the enemy. Julle gaan battles fight. En ek wil vir jou sê, die battles is klaar gewen. Al wat jy doen, reinforce by the word of God, the battle that you've already won, because the war has been won by God. Dankie. Dis jou autoriteit wat jy het in Christus. Hy is die een wat jou gehelp het. Nie jy nie. Nie jy nie. So ek wil vir julle sê, dankie vir elkeen wat op die program is. Dankie dat julle kyk. Dankie dat ek wil sommer huil vanoggend. Dat my hart is, alles wat ek hier bedien, is ek deur. Hierdie is nie goed wat ek in die lug uit gryp nie. Hierdie goed is nie goed wat ek in boeke lees nie. Hierdie is nie goed wat ek op die internet gaan soek het nie. Maar hierdie is goed wat ek self deur is. En ek glo dat wanneer jy self deur 'n ding is en jy bedien dit, is daar salwing op. En ek weet die salwing wat op my woord is, wat ek bedien, deur die Heilige Gees, en wat God in my openbaar, wil ek vir julle sê, dra sy goedheid en guns. En ek is baie dankbaar vir elkeen van julle. As iets jou net kan verander, al is hierdie program vir een persoon, wil ek vir jou sê, verander. Religion kan nie. Bly verander. Jou liedjie vir hierdie week is It is well with my soul. Jou skrifgie vir hierdie week is Psalm 37 vers 4. Verlustig jou in die Here. En mag jy die awesomeste, ek wil sommer junk, die awesomeste week belewe wat jy ooit in jou lewe beleef het, because it is well with my soul. Ek wil vir julle sê, dit is hoe julle gaan optree hierdie week. It is well with my soul. Kan julle asseblief almal Vrydag nagmaal hê, as ons begin, broodjie en 'n druiwesappie of iets, sal julle Vrydag asseblief die verbondsmaal by julle hê. Ek wil aan julle bietjie verbondsmaal saam met julle gebruik. Ek dink dit is wat ons almal nodig het. Hoe meer Jesus ons het, hoe minder sonde het ons in ons lewe. So, julle moet hierdie boodskap share, like en share, stuur dit uit vir mense wat jy weet het nodig. En ek het nou klaar gehuil, en my mascara brand my oë, so ek moet dit nou net bietjie uitvee, want ek het nou nie geweet ek gaan chunk vanoggend nie. So, ek is lief vir julle, en ek weet julle is lief vir my, want julle behoort aan die Here, en dankie vir koffie saam met Amelia op hierdie 27ste Januarie 2025. The year of the suddenlies, in Jesus naam. Amen. Ek sien julle Vrydagoggend 9 uur. Amen. Tata julle.